Vyfligte kykers, baie welkom by ons episode waar ons terugkyk na die Austrian Grand Prix. Kali? Was dit? Fijn Eddie. Sê julle? Lekker man. Okay. Wat sê julle? Boys. Het julle die Monaco Grand Prix geniet die naweek? Nee, maar ek dink jy het. Ek dink ons het 'n paar goedjies oor te gesels. Nee, is definitief 'n ding of twee om oor te gesels en dan so 'n ding of twee om minder oor te gesels. So, Ja. wat 4 racing incidents om oor te gesels. Ja, behalwe dat Oscar Piastri gelak het, definitief 'n briekmerk gehad aan. Ja, hy is eers ek Good kan for net him. so weer meer as een briekmerk. Oscar, we are 5 seconds away. What? 5 millimeters away from a Ferrari 1-2. Weet dit? Ja, iemand het daai ene gesê. So you're not allowed to overtake for the rest of the race. Ja, exactly. Yeah. Contract You're allowed to race as long as you don't overtake. Please, the margins are too narrow. Great, so met ander woorde, wat ons daar sê sommer van die begin af, dat hulle van die begin af besluit Lando gaan wen. Ja, En dis Papaya Reels. Papaya Reels het daar definitief ingekom en daai Lekker. besluitjie geneem. Want- Ongeag Kan ons- Piastri Kan die ons net gou Arnie se Draai naam net eintlik is. gebruik hierso? Arno. Arno, jy moet hier kom sit. Ja. Ons moet regtig vir Arno hier kry. Dis Arno is 'n legend, hè. Ja, what a Hy weet legend. presies vir wie om te support. Hy weet. Absoluut. Weet jy hoekom? Want hy het so goeie houding. Sy. Arrivari. Hy weet dis. Vanaand gaan ons weer 'n WhatsApp kry of weer iewers en sê, Is môre. hier, 5 minute kyk in hierdie video en dan gebruik julle my naam weer. Uiteindelik. Hierdie rondte 1 minuut. Dit was 2 minute en 5 Dit sekondes. het lank gehou, boys. Dit het lank So gehou. lank so wat Carlos Sainz gevat het om deur die formation lap te kom. Nee, dit het nie langer gevat. Ja, waarskynlik. Well, Okay boys, wel my begin slaat ons indraai. bydra by vanaand se episode is vinnig en dan gaan ek Ja? maar gou kyk Is wat dit daar jy- besluit en is. jy- terug terwyl jy verder. Ja, ek weet nie. Ek 'n power nap vat. mag 'n power nap vat voorberei vir die Silverstone Grand Prix. Dan sien jy Ja, in Paul. ek dis my flippend hartseer dat Williams net nou weer was. Ek spot nog heel naweek en sê hulle is nie daar nie. Maar ek dink die enigste ding wat ek het te sê daaroor is dat surely, ek bedoel Carlos het van Ferrari afkom. Sy grootste vrees is om in te stap in 'n span waar jy nie tools en equipment het om mee te werk nie, jy weet. So surely moet daar 'n klousule in sy kontrak wees wat sê dat as die kar nie in staat is om vir my punte, as die kar nie vir my geleentheid gee om punte op die bord te kan sit nie, dan het Is daar en dan van 'n exit clause or something en James Wells het in sy hande en sy hare fisies letterlik gesit en toe ja, so terrible En dit was Alex Albon ook wat Ja, dit was nie net 'n Dit was duidelik. en dit was Nee, jy kan nie vir Carlos sien, skuld gee. Ja, so iewers moet Jy wil wel iets op die kar nie baie. Hulle update doen. Ek weet nie. Hy staan vir jaar se weer. James probeer 'n ander font maar bro. Ja, daai tables en formules het Want- net 'n ja sekere komma gesubstitueer van 'n komma Of 'n punt punt. hakkie of iets. En ja, en dit mag gelukkig ek dink die Ferraris is lekker om dop te hou. Obviously die McLarens ook en ons gaan obviously 'n bietjie meer daaroor praat. Dit was al highly expected. Ek bedoel honestly, hoe unlucky kan Max nou wees? Maar kan ek nou gesê, weet jy wat ek nou net weer 'n keer waardeer van nou Max Verstappen in die naweek? Sê dit. Iemand ry hom vas, sy teamradio is so eenvoudig soos guys, I'm out. Ja. Hy klim uit die kar, hy tel sy kop op en dit is wat dit is en hy gaan aan. Hy is nie mismoedig nie, hy kan nie, jy weet, Ja. wie nou en wat nou, dit is wat dit is. Kom ons gaan net aan met die lewe. Hy het tog al in sy onderhoud gesê, dit is ongelukkige rookie en rookies maak sulke groot foute in die begin. En ja, hy sê ek het dit ook gedoen. Ja. Laat dit is iewers moet die een leer. Ek is in die ongelukkige ontvangkant daar Ja. gewees. Maar ek moet vir jou sê dit is nogal interessant geweest dat dit Kimi is wat vir Max uitgevat het want Kimi is nogal die een, ek weet nie of julle dit al opgelet het nie, is die een wat baie saam met of half hier agter Max anders is die hele tyd hier op die as hulle daai bus vat wat hulle om die baan vat.
Kimi is altyd hier in Max se skaduwee en dan gesels met hom en te doen. So hy die hele tyd sy liggaam reg kry en in shape vir daai probeer hom, verstaan. Maar Kali, ek kan nou daai video speel waar ons die wegspring van Kimi Antonelli het en jy sal sien as hy nou daar bo by draai 3 kom. Kyk, ek dink hy was Hy aan 'n mate letterlik net een keer te laat. Hy het sy hy probeer engine braking doen, energie kry sodat hy kan accelerate. Hy draai 3 uit. En wat toe gebeur het is jy weet hy het net te laat gebreek. Sy tyres en brieke was nie op temperatuur nie. Nee, heeltemal. En onthou ons het 'n formation lap gehad as gevolg van die Williams issue. So dit was 'n bietjie van 'n probleem gewees. So, as ook net hy wat reg bedoel, he came in hot en hy het 'n plan. En hy moes swaai want Liam Lawson was reg voor hom. So hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy moes uitgaan of knap in daai draai wat hy nooit in elk geval sou gemaak het nie. Ja, ek dink ongeag hoe stadig. Wat ek waardeer van 'n ou soos Max is dat ek weet niemand ons weet nou nie seker nie, ek het nog nie die interviews teruggekyk nie, maar as ek nou moet dink, as dit nou ek was byvoorbeeld en ek was nou Max, dan iewers op 'n punt met 'n ou beginne dink maar jy kan net soveel goeders beheer en die res kan jy nie beheer nie. So jy spandeer jou tyd en jou aandag en jou energie op die goeders wat jy kan beheer. Met ander woorde, as hierdie gebeur het, hoe kan ek volgende keer seker maak dat dit nie met my gebeur nie? Vat al. Of kom op die front row of so eenvoudig is dit. Whatever, weet? Ja. Dan dit is die beste manier om sulke so ou moet ek voel ek is so, ek dink 'n ou moet hard op jouself eers te wees voordat jy kyk na wie hoe iemand anders jou onreg gedoen. Dis ek hoekom ek nie hou van hierdie ouens met hierdie hashtag houdings hier op die grid nie. Ek gaan nou nie name noem nie, anders gaan 'n ou soos Lando dalk nou kwaad raak. Ja. Maar enorme. Maar ja, ek het dit waardeer dat is vinnig in en uit en nog geen punte nie, baie interessant vir die championship. Ook interessant vir die championship vir Lando om actually 'n race te wen. Ja, as ek neem ons gaan seker nou deur die hele grid stap. Ja, ek dink kom ons begin by die wegspring. Ek dink eerstens vir 'n slag ek het gaan kyk, Lando het letterlik 'n duisendste van 'n sekond vinniger as Charles weggespring. Ja, so die aksie met maar Charles moes blend uit die throttle uit want Lando het hom oorgekom om te blok. Ja. En Marshall was vinniger in die tweede fase van die wegsprint soos altyd praat. Ja, so hulle wissel na tweede, derde en vierde. Kan ons een stapie teruggaan? Ja. Ek dink die grootste teleurstelling vir my was dat Hans Zimmer nie daar was met sy elektriese gitaar nie. En een van die most unorthodox of as jy word kontroversiële punte van die naweek was daai skoolkindertjies wat so aan die begin van toe hulle die volkslied gesing het met die Spider-Man vinger. Wat is weird goeters. Ek wonder of hulle almal handig was het na daai hele move. Dit was nogal flamboyant. Dit was maar move. Daar's het julle gesien so terloops. Ek het eers gedink as George Russell, toe sien ek nie as Oscar se neef wat so een of ander dance move daar gedoen het voordat hulle begin het, net voor hulle begin sing. Het jy ou gesien? O nee, ek het hom gemis. Ek glo sy skare weer like net soos Oscar Piastri. Ja, nee. Dit was interessant, ja. Baie. Ons kan nie, daar's geen ander punt in hierdie wat ons daaroor kan praat. Ek dink al net vir ons wys die naweek se volkslied teen verlede jaar se Belgiese Grand Prix met 'n ou met die rooi brilletjies. Kyk met die Belgiese Cape van verlede jaar. Nie doen, kon dan Hoopelik bestel hulle hom nie deur Temu vir die volgende België. Ek kan wel sien Grand Prix. Ek nou. Boys, man het gevraagd van soos 'n ou in die crowd of something. Nee, ja, die volkslied is maar hy luister hierso. Eerstens Lando brilliant die hele naweek deur. Ja, hy was solid geweest. Maklik met die nuwe update van die Hy het baie goed. Ek bedoel die ou op 'n stadium en daai quote, I need some more pace. Help me please. Ja, en hy talent het gehardloop. Ek dink so. Dit is maar interessant want dit was nog steeds wat 2,5-3 sekondes voor Piastri en opgesom. Ja, gedog Piastri kom vir hom. Ja, maar kan ek nou net daar sê eerstens great vir Piastri om by Charles te kom. Ja, dit was baie goed gedoen. Buitekant.
Okay? Ja, daai was Dis goed. braaf. Dit was Dit baie was goed. goed. En dan en dan dis waar ek nogal sê hierdie was Piastri se reis om te verloor. Ja. Want tussen lap I 1 agree, I en do lap agree. 11 het hy 4 of 5 kansse gehad om verby Lando te kom en Dit dit was- make it stick. Ja, hy was daai een Ja. was hy verby Ja, ja. en Verstaan? Lando het weer aan die binnekant verbygekom. En toe wat voel ek daai keer wat en jy kan die video ook speel vir dit Kylie is ook waar Kollepinte hom op die gras gedruk het. O, ja. Een of ander rede het Kollepinte gedink hy's 'n backmaker. Hoorie, wat? Luister, laat hy hom nie daar met 'n klip of 'n baksteen te gooi het teer So, verrassing. ons kan nou oor daar kom en daar's 'n Ja. verwikkeling wat daar plaasvind. Maar ek dink Oscar was baie aggressief en hy het baie mooi ingehaal op die einde. Was dit nie vir traffic nie, dink ek sou ons die laaste 2 laps 'n baie closer Baie anderste twee. GP's gesien het as wat ons geëindig het. Maar dis soos Gary Player altyd sê, the more you practice, The the luckier luckier you you get. get. Ja. En ek dink net Norris het hierdie naweek baie beter sy kop aangeskroef Ek gaan en hy het kop gehou onder druk. Ek wil nogal dit sê. Dit was nogal die een naweek wat ons gesien het. Ons het dit nou al baie van Lando gesien. Sy koppie hak maklik uit. En hy doen allerlei interessante snaakse goede deur die loop van 'n naweek, veral hier in 'n Q3 en dan in die reis sodra die druk opkom. Maar hy het hierdie ronde is vir my asof jy kon eintlik sy hele ingesteldheid. Hy het nie daai kinderlike laggie en sy hele manier van doen. Dit meer gefokus, ja. Hy het nie dit regtig gehad nie. Ek het nie Maar- daai deel maar van hom boy, gesien hierdie Dink naweek nie. dink Dit julle is dink julle met die tweede ronde pitstops dat die ander kar was aan vir Piastri? Want daar was dit tussen is 'n baie stadige pitstop. tussen Hamilton. Ja. Nee, dit was vinniger. Die eerste twee. O, die eerste twee Eerste stadig. twee. Dis reg. Ja. Maar as jy vat, daar was 'n groot Hmm. gap tussen Hamilton en Russell. Ja. Okay? So hy sou voor Russell uitgekom het. So dit sou vir hom skoon lug gegee het om Korrek. ons 'n bietjie pressure op Norris te sit. Ja, ek Verstaan? dink ook so. En ons het hoë temperature gehad. Ja. So ek sal actually nogal vir 'n stel hards gegaan het daarso. Want hy klaar die mediums gehad en hy klaar die softs gehad. Ja. So why not go for the harder game? En Lando is nou op die soft tire. Ja, one shot En en dan ons het trek temperatures van 50 ja, grade 50. grade Celsius gehad. So weer eens what ifs and buts. Jy weet ons kan net daarop gaan, maar ek dink daar was 'n paar goed. Dis my ma. Ek dink ek dink dit is ook vir my interessant die comments wat hulle oor die radio gemaak het vir Oscar. En dan soos Rassie nou gekwote daar Lando wat sê hy het meer pace nodig en ek dink hy het gevoel hoe kom Piastri en dit is Hy het geweet. dis 'n groot ding. Dit wys nog steeds vir my Ja. al kon hy die druk hanteer is hy is hy verskriklik bewus van Oscar. Want want ek wonder wat gaan deur jou kop in daai oomblik. Jy weet, is kan ek hierdie ou hou? Het hy te veel pace? Wat sy advantage het hy? Jy weet, ek kan imagine al daai goed gaan deur jou kop en dan moet jy konsentreer en Ja. jy sien hy het konsentrasie verloor want hy Ja. hy het die laaste 2 draaie in die gravel opgeëindig, nê? Nee? En nie deur en foute Ja, en toe gaan daar is foute. kom so die foute was nie weg nie. So Ja. daar's 2 goed wat ons kan definitief bevestig oor Lando Norris. Die raw pace is daar. Nee, verseker. Hy Nie het dit wegsit nie. die potensiaal. Mm. Dit was 'n champions drive. Ja, dis 'n goeie draai. Dis was- 'n goeie drive. Was nie sonder foute nie, maar hy het dit nog 'n Maar hy was- 'n kampioen kan nog steeds 'n goeie resultaat maak al is daar foute en is nie perfek nie. Okay? Hy was mooi mature die naweek. Hy was Dit my was- actually As hy voortaan altyd so is as wat hy die naweek is al gaan gewen nou. dan gaan ons Dan sal ons Maar- dalk minder Arnie se My- naam hierso my- gebruik. my enigste bekommernis is ek dink nog steeds nie hy kan daai tipe performance heel seisoen volhou nie.
En'n ek dink konstantheid. en ek dink Oscar kan, maar dit voel net vir my Ja, want Oscar het so Ja. half in die begin van die jaar met al sy goeie resultate sover pressure van hom afgehaal en hy kan bekostig om tweede te eindig agter Linares. ja, Dit gaan nie vir hom dit affekteer. maak tog nie seer nie. Nee, dit doen nie. Hy kan lewe met 'n 12 punte Verskil op hierdie oomblik. dan of 'n 10 punte gap of wat ook al. Hy moet net Was- permanent was daar inkom. 22 gewees, Ja. né? En Ja. minus 8 nou, dit maak dit 16. Ja, dis omtrent. So is 'n 16 punte gap, verstaan jy? So Ja. so al wat hy moet seker maak is hy moet nou moet hy net seker maak hy behou momentum Ja. en deur practice Hmm. jy sien ek dink dit is waar Lando baie sterk is en waar Oscar se bietjie terug maar wanneer dit kom met quali dan kom dan kom Oscar en hy het hierdie verrassingskaartjie wat hy gooi na Lando se kant toe. Yes. En ewe skielik wonder Lando maar waar kom hierdie purple sectors vandaan? Dit was nie daar in FP3 en FP2 nie. Nee. So dit is vir my Ja, want Oscar het uitgemis op Q3. Se ja, laaste ronde. Hy kon Nee. en Max, hulle kon nie hulle laaste lap insit in Q3 nie. en dis waar die Ferraris gekapitaliseer het. Korrek. Ja. So, Nou 'n ander interessante ene wat ek nou hier in die week of tussen gister en vandag raak gelees het, is dat Oscar het homself nou op 'n mooi lysie gesit en Max het nou sy lysie op die lysie afgesluit en dit is agter mekaar wat hulle in punte eindig. ja, Oscar staan nou op 29 races wat hy in die punte eindig okay. agter mekaar. Okay. So direk na hom is dit Kimi Räikkönen met 27, bo hom Yes. is Is dit die meeste? nee, Oscar het nie die meeste nie. Hy lê 4de op die ranglys. Okay. Daar's dieselfde persoon is 2 keer of dieselfde 2 is 2 keer bo hom. Okay. So Max het nou geëindig met sy lopie. Hy het nou gestop op 31. So Canada was sy laaste ene nou op 31 dan nou. Dan is daar Lewis Hamilton wat op 33 sit van Japan 2016 tot of Frankryk 2018. En dan sit Max weer eens wat op 43 staan. Wat op Imola 2022 tot Saudi-Arabië 2024. En dan die heel boonste trappie behoort aan die Iwe Lewis Hamilton. Ag nee. 48. Iewers meer as Michael. Michael is nie eens op die lys nie. Kan jy glo, dis absoluut. Kan dit nie. Ja, bron is verkeerd daar. Jy het 'n torrent side afgelaai daar. Waarom seermaak jy die man nou? Jy druk 'n baie groot rooi knoppie in my. 'n Rooi knoppie raak gedruk hierso. Anyway. Maar ja, ouens, ek dink soos Rassie gesê het, ek dink dit was nou 'n straight out fight tussen die McLarens. Ja. Ek dink the best man won. Well done for Lando. Ek dink dit het die championship aan die gang. Nee, Ek verseker. dink Andrea Stella het 'n baie goeie verduideliking gehad na die tyd. En die papaya reels het tog ingeskop ook weer. I don't get the papaya rails. Ek probeer nou nog uitfigure wat is papaya rails en I just don't buy it. So kyk regtig consistent. En dit is nie consistent nie. En Dit maak hom op en ek dink hulle het genoeg freaking constructors laat die ouens 'n bietjie freaking tyres sny. Ja. Rims skraap, verstaan jy? Laat hulle 'n bietjie sponsorships ruil op mekaar se sidepods, verstaan jy? Ek weet nou net so naby by my met so op die ander ou se speeltjie kan afklaar. Ek wou amper sê vir hulle wat belangrik is die constructors want dis waar die geld in lê. Al 'n bietjie So jou Boksburg maniere uit. albei van hulle is naby mekaar. Ek bedoel die derde posisie is 'n redelike entjie weg van hulle af wat ek amper sê drywers aanbetref. So weet jy wat, as jy weer 'n DNF kry van een van die twee, dan is dit net maar so. Nie wat jy wil hê nie en ek weet dis ook seker nie wat die fans wil hê nie, maar laat die ouens reis. Maar dis wat die mense wil sien, Kali. Dan jy. Dis vir die mense wil. Okay. Ek wil sien hulle reis. Kom ons gaan gou af. Kom ons praat gou vandag net oor Max.
Max was vinnig die heel naweek gewees. Ek dink hy was in 'n running vir 'n top 3, top 4 kwalifiserende posisie. En daai laaste run moes hy onttrek want ek dink dit was Colapinto. Ja, iemand het gespin. Het gespin? Colapinto. Ja, dit was dit Colapinto of was dit Gasly? En vir 'n Gasly. Hy het gespin so hy moes toe ja, terugtrek. Jy weet heeltemal uittrek. En ja, en dan obviously Kimi, ek dink Max het 'n great start gehad. Ja. Ek dink Max het dit net probeer skoon. Ek kon sien hy het die patient game gespeel en die long game. Weet nie of die bande sou gehou het nie want dit was baie warm. Ja. Maar weet jy wat, soos Rassie gesê het, great dat hy mature was daaroor. Hy het seker reguit in sy sim geklim na dit. Hy het ek het 'n ander ding gesien waar hy gesê het hy het glad nie die res van die reis gekyk nie. Hy het actually die Spa 24 uur gekyk. Want sy kar het sig gewen. Ja. Ek het dit gesien. En dan Antonelli rookie mistake. Weet. Maar ek bedoel hy het vir Liam Lawson probeer vermy. Ek dink Liam weer eens punte die naweek vir Liam Lawson vir een van die rede is daar 'n Lawson revival. Maar die bloody half van die grid uit is dis hoekom. Presies. Verstaan jy? Ja, hy het nie baie nodig gehad om verby te kom meer. En ek dink wat nice is van 'n 18-jarige of 'n 17-jarige laaitjie is selfs ek sy hand op 'n verantwoordelikheid. Ek moet sê dit vat nogal baie. Hy het nie verskonings gesoek gemaak nie. Hy het dadelik gesê luister ou, sorry, dit was en Verstappen het onmiddellik maar net soos gesien dis okay, weet gaan aan, ons beweeg aan. Maar dit is 'n groot terugslag vir Red Bull se karakter championship. Dan was dit Red Bull 0 punte op 'n naweek gekry. Sjoe, wow. Dit moes iewers in 2021 gewees het. 4 jaar terug. Ja, moes iewers gewees het. Want ek weet op 'n stadium was dit Perez ook uit op 'n stadium. Of weet jy wat? In fact, dit is Bahrein 2022. Ek wou nou net daai ene opgeroep het. Ja, want Alpine het die kar ingegee op beide. Dis Bahrein 2022. So dit is die laaste keer wat Red Bull nie punte geskor het. Yes. So dis actually die eerste keer in hierdie ground effect era sinds die eerste race dat hulle actually nie weer punte geskor het. Ja. Dis 'n incredible run. Dis 'n goeie een, hoor. Punte. So maar weet jy wat, gepraat van die Red Bull, dit was vir my tog asof hierdie Red Bull vir my hierdie naweek gewys het hulle kar sukkel. Ja, weet jy wat? Dit is goed. Ja, hy sukkel om net te kom. Dit ook. Wow. Die twee goed. Ons kan nou Williams in daai bootjie gooi. Ja, okay. Ons kan Williams se kompeteer is nie op die top nie. As hy gooi laat in die Titan. Almal net die plek vir 5. Miskien het almal net die pin getrek op die 25 development van hulle motors. Jy weet, iewers hulle moet. Ek meen duidelik het Sauber nie. Jesus, dit daar nou begin. Maar ja. So, maar ons gaan nou net by hulle kom. Dan beweeg ons aan na Ferrari. Okay. Charles baie consistent. Ek sou graag so 'n bietjie meer fight van hom op die start wou gesien het. Ek sou gehad het hy moes dalk bietjie daar vir Lando vasgevat het in die begin. Bietjie later gebreek het. Daar was die race start was textbook geweest van McLaren. Textbook. Ek kan nie sien wat Charles andersins kon. Hy kon nie. Charles was ingeboks eintlik. Daar's niks wat jy kan doen nie. So kon hy nie miskien dalk net sy verline gevat het en dalk net vir Oscar 'n bietjie wyd gedruk het. En my Oscar het net so 'n vrek vinnige wegspring gehad. Wat eintlik vir Charles eintlik was dit Lando die hele konsep begin daar want Lando het voor Charles ingesny. En teen die tyd toe Lando in is, toe Oscar langs hom. Ja. Of langs Charles. So Charles kon nêrens behalwe om regs van die baan af te kon gaan. Ja, kon hy nêrens eintlik heen gegaan het. Aan die kant gegaan het so Lando net nog steeds binne defender, maklik defender en Oscar sou nog steeds op. En weet jy, ek het nog actually hoop gehad. Ek het actually nog hoop gehad in die begin want
hulle kon nie van Charles ontslae raak binne die 2 sekonde, 2,5 sekonde merk. Ja, dit was Vir die eerste 11 laps, Ja. jy weet, toe dink ek, okay, hy is net besig om te manage, maar toe ewe skielik raak dit. Dis 6 sekondes, 8 sekondes, 10 ek kon gesien het, eers skielik het hy begin uit. Maar hulle kon nie verder as dit gaan, verstaan? Jy weet, en ek bedoel toe sal weer safety cars en al daai tipe van goed. Want ouens parkeer hulle karre sonder om hulle hazards aan te sit, dis sulke goeders, verstaan jy? So, maar weet jy wat? Ek wil eintlik kom by Hamilton. Want Charles het gedoen wat ons verwag het hy moet doen, is Ja. podium kry. Okay? En Ferrari is weer tweede op die punteleer. Maar hierdie keer het Hamilton 'n baie solid naweek gehad. Ja, heel Hy- naweek hy. Heel naweek het hy pace Ja. gehad en ek weet daar's nou verskriklik baie rumors en kyk, julle moet nou verstaan. Hierdie vat nou vir Eddie baie om dit te sê. Okay? Julle hou vas, want sneeu in Durbanville is op pad. Dit is So varieer hierdie oomblik. letterlik. Maar ek dink Hamilton het die naweek 'n blaadjie geslaan rondom met sy ingenieur want daar's hierdie kritiek dat Ferrari het 'n fout gemaak. Ek dink persoonlik ook op daai trein en die jaar sal nou maar daai resultaat wys of ons reg of verkeerd is. Maar dit het nie regtig gelyk of dinge uitwerk tussen Hamilton en Ferrari nie en dit hy dalk miskien 'n middle of the season pin gaan trek op die hele projekkie. Maar wat ek opgetel het is die kommunikasie na Hamilton toe van Ricciardo Adami was baie klinies en koud. Okay? So met ander woorde, wat gebeur het was ek het gegaan in 'n YouTube video kyk en ek dink dit was F1 of dit was Paramount wat al daai radio messages oorgedra het en heeltyd soos wat hulle deur die draai gegaan het, dan vra Lewis vir feedback van Ricciardo Adami. En hy sê dan vir hom, Ricciardo kyk na die telemetrie en sê van right Lewis, hou op trail break in draai 3 byvoorbeeld of draai 9. Breek vroeër, vat 'n tighter line in en dan maak accelerate weer vroeër en maak oop en dan doen hy dit. En ewe skielik wys hulle dan die lap times op dit. Dan sien jy okay, hy het 'n tenth gegain. Hy verloor 3 tenths hierso, dis wat hy moet doen. So dis so half asof Ricciardo hom coach. Maar ons moet nou by sê nie omdat Lewis talent lek nie, maar 'n kombinasie van een nog nie die Ferrari verstaan nie, Ja. die SF25 philosophy, en 2 omdat Ricciardo met al die telemetrie sit Daai groot in terme van Kelvin so warm so waar dit met 'n koeler renstelsel dalk beter sou gewees om 'n ander lyn te doen, kan meer ren gebruik, jy sal vinniger deur die draai kon kom, moet jy nou iets anders doen want jy sien die remme is klaar te warm en op die langer termyn gaan jou kar meer pace hê, right? Ja, korrek. So, en dit is iets wat 'n driver selfs met al die talent nodig het as jy regtig in 'n Presies. spesifieke kondisie. Presies. So throttle application, brake application, om seker te maak jy hou al jou temperatuur op die regte zone. Dit was crucial vir Lewis en hy het dit reg gedoen. Yes. En so daar's een scenario wat die media natuurlik nou weer uit verband uitdruk is waar Ricciardo vir Lewis inroep en hy sê maar hy wil nie nou pit nie. Was dit vir hom of was dit vir Charles? Nee, maar Was dit vir Lewis? Hy het gesê my tires is so Maar Ja. dit was baie goed ge-execute. Die timing omdat die exit window, die pit exit was Correct. presies gewees. Ja. So met ander woorde, hy het free air gehad en hy het Ja, actually ja. die pace gehad en hy was besig om En dit was 'n baie goeie pitstop. was meer aan as 'n overcut hierdie. heeltemal, want ek bedoel as daar 'n Overcut. safety car uitgekom het, was hy in 'n prime posisie gewees. So ek dink op die einde van die dag het Lewis actually een van behalwe vir sy sprintreis
wen in China, was dit een van sy beste Grand Prix in die Ferrari, al was dit nie 'n podium nie. Ek dink Maar ek dink jy hoef nie noodwendig op 'n podium te kry vir 'n goeie. execution daarvan was baie goed. So ek voel dit was dalk 'n draaipunt en Ferrari het nodig. Of was hy lucky? Ek dink dit was lucky nie. Wel, Behalwe okay, Max is uit. sy favorite Silverstone is volgende, dan sal ons sien. Ja, Volgende naweek sal ons Cool, Lewis gaan sy eerste Ferrari wen in Silverstone. dit sal wen nommer 10 op Silverstone wees, nê. Nee. Jo, Dis crazy. Okay, wel, kom ons kyk. Daar's Ons nog het gesê, dis nog lank tot wag, Woensdag. jongens, kyk of hierdie manne Cyril moet nou net hier gehap het of iets. Sy onderbroek skryf of sy jetty skryf. Ja, nee, so aan die binnekant, Ons het 'n 4 op die regter vegter en dan 'n Regter 4 op die vegter. linker klinker. Assy. Maar 4 sit te 4 en klap aan my bro. Assy. vier ons wen. Na. Wat Anyway, Is jy nou klaar oor Lewis Hamilton? ek is klaar oor Lewis Hamilton nou. Ek wil weer terugsit. Jy Kom kan ons net sê- terug. Magtig, dit was so exciting geweest. Ek moet vir jou sê, né? Dit het nogal baie gevat van die man om daai Ons almal het geweet dit kom. Ons is altyd 'n kwessie van tyd. Dan ouens, kom ons fokus gou op Steak Sauber. Hulle eerlik dit vandaan. Tekens Audi Wat se sous hier kom uit? met 'n mushroom sauce. Assy. Okay, of General. Het die ouens nou besluit om te begin upgrade? Dat hulle nou is Hulle begin verlede jaar se Hulle upgrade het met hulle 2026 kar nou, hulle tyd Boys. 2025 kar. Wie het pitstops gebotch? Einde verlede jaar, begin die jaar. O ja, wat Sauber kon nie 'n pitstop doen van 'n dag. Oomblik in Maart toe Toe Benotto. die Ewe Jonathan Wheatley van Red Bull begin oorvat daar. Toe kry ons ewe skielik 2.2 sekonde pitstops. Strategy is Ek sê beter. Benotto staan nou so by rooi aan dit, maar bro. Ja, Benotto staan daar soos Luigi. Van wat Verstaan jy? Hy soek vir plumbingwerk. Verstaan jy? So briljante execution van die race. Double point score. Dis natuurlik hoekom. Ek bedoel Audi het ons nou oorgevat. So Steak Sauber het nou niks met te doen. Dis so ag, kom ons werk maar net onder 25 jaar. Nou klaar, hulle het nou klaar oorgegee aan Audi. Ja, want die volgende jaar die kar behoort aan Audi, dit niks met ja. En Bortoleto. Ek bly sê dis my Nee. Bortoleto. Gabriel Bortoleto. Hoe sal die Brasilianer dit nou sê? Deur Davide Valsecchi. David. David. Ek wil hom David noem. Davida Loca. De Velsek. De Velsek. De Velsek. Velsek, ja. Wag jy, hoe sê Kali sê 'n bietjie, hoe voel jy oor die? Jy wat jy nou gesê het was? Ek weet tog nie of hy lekker, ek weet jy, hy groei nog nie op my nie. Ek is nog 'n 2. Dit Kali sê nou vir my, dit is so of jy kan nie lekker uitfigure irriteer vir jou of hak jy hom regtig baie nie. Hy slat so op 'n manier wat is of net lekker of is net eintlik te veel. Nee, lekker. Ek dink hy hom nog plaas. Ek weet nog nie lekker waar hy sit. Dis nie die tipe ou wat jy by weg gaan naweek saamvat. Verstaan jy? Hy gaan seker maak op sport. Dis altyd lekker. As hy te veel raak, dan gee vir hom een ekstra drankie en dan pas hy vinnig uit. Verstaan jy? Hy's baie entertaining, maar jy het beheer oor hom. En hy sê die ou by aan die maandag. Vir hom wanneer hy Hy sê wat op die maandag opstaan en sê nooit weer in my lewe nie. Maar in elk geval briljant. Weer 'n paar upgrades gebring na die vloer toe die naweek. Nico Rosberg het Nico Hülkenberg. Jan ver teruggegaan. Het P9 geëindig. Hy het groen, verkeerde shade of ja, 49 shades of green. Of 44 shades of red. Hy raak nie dit passievol nie, hy raak wulps. Verstaan jy nou? Dis wat die passie is aan die brand. Maar het jy nommer 44 onder daar so met van 'n snavel.
Anyway, so, ek sit nie om terug te kom baie nie. Okay, kan ek net sê Alonso, brilliant. Okay, P7 vir Aston Martin, heel naweek baie goed gelyk kon 'n deurtrek. Soos daai nommer 44, rooi nommertjie vir jou. Nee, soos wat Lance Stroll sy kar deur die gravel trek. Weer eens pace gehad, great. Even Bortoleto toevallig word gemanaged deur Fernando Alonso. Ja. Hy kom deur die Fernando Alonso Karting Academy. dit het so 'n mooi oomblik gehad nadat hy waar Alonso daar vir hom geluk gewens het. Ja. Hy het regtig sy kwaliteit gewys en ek bly sê vir myself, een van die rookies van die jaar vir my bly Bortoleto. As hy net 'n goeie kar het. Nee, en nou ewe skielik kom raak die omgewing beter, die kar is beter. Ek hoor jou, ja. En nou begin goed klik. En even Nico doen beter, hy doen goed. Jy weet, Nico was briljant vir my die naweek geweest, baie naby. Hy's nog vir 'n paar naweke wat hy iets wys wat daar's iets. Ja, baie. So ek meen Nico is regtig in die podium. freaking Dis dit sal lekker wees. I can imagine is Nico op 'n podium kry. Kan ons sê Hy sê daai ou kuier 'n week. Hy moet net op 'n triple header die laaste een kry want hy gaan nie die ander twee races kan ry. Dis is half amper hy laaste race van Michael en Mercedes in 2012. Mense almal kon net stadig gery het, hulle net verbygaan en net sy laaste wen gee van sy karier want jy weet nou Net die laaste ene. Nou is ons En is klaar. nou is ons tematies klaar. Vind ek nog steeds iets vir die vegte mense. Wat eie. I'm not crying you up. Ek weet jy om van daai af terug te kom, dis my hero. Dan ook, hy drivers die Bortoleto gekry 30% genuine, bro. Hy het hom gevat. En my 30 Dit obviously nou weer vir vir Hamilton obviously vir gevat. voordat Pierre my foon kon gryp, ja. Pierre. Ja, Pierre Els. Ouens dan kom dit gou by die groot anomalie. Kan ons dit noem vir wat dit is? Wat? Nee, die vraag wat Toto Wolff. The tortoise wolf. Tortoise Wolff. Ja, because the rabbit became the tortoise. Ja, dis Verstaan jy dit? Dis nog van die een ry na die volgende een. Van purple to freaking red sectors die hele tyd. En Mercedes se pace het net verdwyn. Ja, dit nou nie regtig nee iets Wag, goed ding. As jy kyk na die naweek, obviously laaste jaar. Laaste jaar, wie is my vraag? Was laaste jaar nie dalk die anomalie nie? Want ons weet tradisioneel sukkel Mercedes op die hoë altitude warmer is of is dit juist omdat dit dalk nie warm genoeg was? So dit was 50. Ja, die baantrek was by. Fahrenheit. Trek temperature Nee, was 50 degrees centigrade. Ja, okay, dis baie. So my groot vraag is die groot waltz diva terug in die FW wat of nie FW nie, wat is ons nou? In die W16 nou. O, okay. Waar trek ons nou? Ek weet nie. Nee, is dit nie? Nee, Ja. wherever we are. Die 2025 Mercedes. Dit is waar hy trek. Dit maak my hulle het pace gehad die heel naweek nadat Russell's heel naweek daarbo. Wen in Kanada kom hier na toe. Hy kan nie ry. En Toto sê vir ons dis die abrasive surface van Austria. Bull dust. Daai freaking trek is verlede jaar geresurface. McLaren kon nog steeds perform. Ferrari kon nog steeds perform. Ja. Bull dust. Red Bull dust on the surface. Ja. Ja. Ja, Red Bull gives you rings. Jy weet daai. Hy sê nee, Tortoise Wolff sê die goed is want hulle moet uitfigure wat aangaan. Ek dink hulle weet nie wat aangaan nie. En dit is dit met media actually hierdie naweek begin om vir Russell so 'n bietjie peper te gee oor waar lê sy kontrak vir volgende jaar. Ja, en W16 is reg, ja. Ja, so met ander woorde, Russell sit op die einde van die dag nou met weer eens
'n warm reis gaan nie 'n Mercedes pas nie. So die ou probleem is terug Is nog dit steeds- vreet Dit tyre. is nog steeds daar. So koue toestande werk dit. Met ander woorde, ek voorspel die Europese seisoen gaan hulle swaar trek want dis warm in Europa op die Ja. Jy weet, ek het 'n paar vriende wat vandag vir my 'n foto gestuur het waar hulle op 'n cruise is Weet in die aan die poppie Mediterrane. Ja, om frikadelles bewus. Dis hittig. Is hittig. So ek dink die warm weerstoestande gaan Mercedes se swakpunte wys. Jy kan nie vir my sê strek spesifiek nie, want net soos Canada is dit ook straights, harde stoppe en Ja, dit is eintlik 'n baie lekker baan met alle Precies. eerlikheid. So Baie lekker baan. So ja, so dit was vir my 'n teleurstelling geweest aan die een kant en aan die ander kant is ek soos ag, dankie tog George se smug face is nie daar so nie. En het niks om te sê nie. Jy weet, so en ons het nou al hopelik uitgefigure dat George speel nie in die Bridgestone reeks in Netflix nie. Okay. Ja, so dan En dan 'n week gehad om daai netjie uit te figure. Hier is die groot ding, Williams, double D en F. Yes. Ons het nou baie daaroor gepraat. Carlos Ja. het actually in die begin 'n gearbox issue gehad en toe slat sy brieke aan die brand en Dit is op klap. en Albon onttrek as gevolg van 'n Mercedes engine wat nie lekker werk nie, okay? Hy het sy blykbaar se pistons het deurgeslaan. Jy weet. Genuine. Nee, joke. Flip en extreme. Daar nie geolie nie. Jy weet die 240D het nie op lekker gebalanseer nie. Kompressor. Verstaan jy? SLK. En dan Toyota toe kom. en dan ouens Alpine. Ek meen, yes, goeie naweek. Daar of val hulle na Goeie naweek vir Colapinto en ewe skielik gooi Colapinto dit net weg in die reis. Ek dink dis soos Flavio sê, die span se vorm is onaanvaarbaar. Luca De Mayo wat die hoof CEO van Renault Alpine het bedank en Flavio moes nou vat want ek gesien ek dink wat is sy naam Oliver Wokes het gesien hier kom hier kom moeilikheid ja te loop hy hier kom ak en ja ek dink net nou is daar sprake van Bottas wat ewe skielik van 'n Cadillac seat ryk met sy neus nou middel van die seisoen af Alpine en dalk nou ek weet Colapinto aan sy nek trek en sê skuif terug. Hierdie was die 5de ren vir Pinto. Kan ons nuus verwag van Alpine dat Bottas inklim in daai tweede seat? I don't know. Ek dink nie so nie, maar as Colapinto weer 'n swak naweek in Brittanje gaan hê, dan is dit nou maar soos hulle sê wors. Tickets, jy weet, neusie verby. Wees mis vir jou. So ja, boys, ek dink op die einde van die dag het Austria opgelewe na sy excitement? Nee, dit nie. Dit was nie so exciting geweest as dit ons gehoop het nie. Daar was heeltyd oomblikke wat ek meer verwag het. Oscar wat twee keer gepounce het op Norris en toe nie weer nie en toe op die einde van die res het teruggekom en nie gepounce nie. Ja. Ek het verwag dat met Ferrari sal iets iewers gebeur. The most exciting ding van hierdie flippe naweek is dat die backmarkers obviously nie 'n blou vlag kon sien nie. Jy weet, ouens wat met trok wat die voor die tyd voor met die F2. Jy het daai een gesien? Ja, yes, daai. Trok wat die advertensiebord boor wat so boor die baan loop. Toe ry hy hom af. Dit lyk soos 'n cargo truck wat hier onder die N1 se brug was dit. Ja, wat hulle vir wat se manufacturer was dit 'n great naweek geweest. John Deere.
Daai trekkers was haastig op die baan, maar bro. Hy was. Hoeveel reise het ons al gesien wat ons 22 laps Jy wag vir jy safety car? 100% reg. Daai safety car is nog nie eens uit nie. Dis 2 trekkers. Daai trekkers daar. My broer, Ja. Ek wou amper sê daai ouens het nog nie eens kans gehad om die replay te wys van wat gebeur het hier toe staan daai trekkers. Waar is die 13de F1 entry? verstaan jy? JD. Die man kom my nou. geel en 'n groen Ja. design nee, ek bedoel ek trek sommer 'n Springbok trui aan man. Verstaan jy? Ja. Lekker. Hulle toe Jay-Z. Ja, ek moet sê dis my nogals impress. Hulle was al. Ja, hulle was hastig. Ja, is 100%. Ek het alweer vergeet daarvan, maar nou dat jy dit sê. So, ja. Finale gedagtes, ek dink die reis het nou nie soveel oplewering. Ek het gedink Charles miskien dalk vat na die McLaren's toe want ons weet Ferrari perform goed in die Hy het dit probeer, maar op die einde die McLaren dink ek was dink nie dit te wys sterk net- vir hom. Ek dink dit wys maar net hulle is agter, Mm. maar definitief die tweede beste span van die naweek en my Ja, nee, hy span van die naweek is Kick Sauber. Ja, dit was Hulle is regtig Wel, ek dink Ferrari het 'n goeie naweek gehad. ja, en Hulle kon nie regtig beter doen nie. Ek bedoel jy Nee, dit is hulle het gedoen wat hulle kon. kon nie. so, ek dit was stem. goed. Ek dink dit Ja. was goed. Hulle het goeie hoop. So ja, so ek dink ons kyk nou na Brittanje volgende en ons gaan julle dan in die volgende episode sien waar ons bietjie gaan kyk na die voorskou of die preview van die Britse Grand Prix, British Grand Prix. Stil. En dan wil ek ook net sê, as jy vir 'n houtlepel soek, rasie het hom. Ouens, geniet hom.